Asai, van my kant af ook, goeiemôre, lekker om julle te sien. As jy nou kuier volgende vir eerste keer hier, my naam is Johan, ek lei die gemeente hierso. Renay het vergeet om te sê, jy moet nie die bokse inkleer nie, nee, is ek reg? Die kinders gaan hom inkleer. Ek sê vir die mense kleer inkleer en Renay sê nee. Die kinders gaan dit self inkleer, so ons is opgewonde oor dit. Ons is in 'n reeks, ons noem dit Unbroken Fellowship with the Father. En die reeks daag ons eintlik net so 'n bietjie uit oor hoe ons dink oor God se teenwoordigheid in ons lewe. Okay, verlede Sondag het ek gepraat oor hierdie volkome harmonieuse verhouding wat daar is tussen Vader en Seun en Heilige Gees en hoe dat die Here ons in daai verhouding intrek, dit met ons kom deel en vandag wil ons 'n bietjie dieper delf in daardie gedagte in en die tema wat ek met jou wil deel vanoggend is ons woon in die habitat van sy heerlikheid. Ons woon to live where glory dwells is wat die Engels sê. Ons woon in die habitat van sy heerlikheid. Nou ek weet nie van jou of jy hou daarvan om 'n tas te pak nie. So daar's 'n taspak bring by my 'n mate van interne spanning. Want aan die een kant as die tas daar is, jy maak hom oop, jy pak hom, daar's die opgewondenheid, ek gaan iewers heen, nê. Dis iewers heen op pad en ek weet daar's 'n stuk opgewondenheid wat voor lê, maar daar's ook 'n stuk spanning. Ek weet vir die dames is dit wat vat ek en wat los ek? Of is die spanning meer by jou man wat dit betref, jy weet. Hy gaan te swaar wees, liefie, haal uit daai haardroër. Ek ken nie daai probleem nie, ek vat hom nie saam nie. Okay, so my spanning is meer lê aan die kant van as jy 'n week uit jou tas uit geleef het. En jy weet die klere is nou al vuil en is gekrekel en is deurmekaar en jy soek die penados maar jy weet nie waar het ek dit nou weer ingedruk en is na 'n week wat jy uit jou tas uit moes leef, dan is jy redelik reg om huis toe te gaan en jy soek net weer 'n stukkie permanensie. Nee, die permanensie van jou kas. Jy wil net weer jou kas hê waar jy weet waar die goeders is en ek dink een van ons groot uitdagings in ons moderne wêreld en ons Christendom wat ons sien vandag is dat ons in 'n mate 'n geloofstas het waarmee ons gaan kuier vir die Here. Okay. So tas praat van tydelikheid. Dis lekker, maar hy's tydelik. En ons het 'n geloofstas waar ons so 1 of 2 keer 'n week dalk by die Here kom kuier, dalk op 'n Sondag. Weet pak ek my tasie, my Bybel in, my beste gesig wat ek opsit en my vrede wat ek in my hart het, of dalk as jy in die kar ry en jy sit jou worship musiek op en dis jou tyd met die Here en jy spandeer daai tyd en dis so Here, hier's dit nou. Dis nou daai tyd en ek gaan nou so 'n bietjie tyd met U spandeer en ek dink een van die redes oor hoekom ons dit so doen, daar's hierdie oomblikke waar die Here is ver en dan is die Here naby. En dis hierdie tydelike prentjie in terme van my verhouding met die Here. En ek deel van die rede hoekom dit so is daar's 'n assosiëring wat ons maak met 'n Ou Testament verwysing waar dit so gewerk het. Dit het so gewerk. Is die ouens het verhouding gehad met die Here en in hulle verhouding met die Here en kom ons sê die Here se teenwoordigheid het hulle gekoppel aan 2 goed. Is besoektyd en bestemming. So besoektyd soos jy in die hospitaal, daar's 'n sekere tyd wat jy kan gaan. En jy moet ry, die hospitaal is daarso, okay, en jy moet so toe ry, daar kom en seker maak jy pas in die besoektyd in en dis letterlik hoe dit gewerk het. Daar was sekere tye wat hulle kon gaan en hulle moes na 'n spesifieke plek toe gaan, eers die tabernakel en toe later die tempel. En is hierdie spesiale geleenthede waar hulle vir die Here eintlik maar gaan kuier het van tyd tot tyd. En ons ietsie van dit wat oorgedra het, is partymal miskien lees jy nog die Bybel en jy lees dalk die Ou Testament en jy tel 'n stuk van daai op en dit lê in jou gedagtes en dis hoe jy daaroor dink. Is ek pak nou maar my geloofstasie en ek's hier op Sondag en nou Here, nou gaan ons 'n paar dinge doen waar ek jy kan beleef. Jy weet, en as die worship team mooi sing, jy kry so 'n bietjie hoendervleis, dan is dit, jy weet, hier's die Here nou.
En daar kom jy hier in by die deur en jy het hierdie begeerte in jou hart. Ek hoop die Here gaan vandag opdaag. Ek hoop die Here gaan hier wees. Ek het gekom na die huis van die Here om die Here te beleef vandag. Nou eerstens, hierdie is nie die huis van die Here nie, hierdie is auditorium. OK, die Nuwe Testament leer ons so mooi, ek en jy is jou liggaam, ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Right, so hierdie is 'n gebou, ek en jy is die kerk en daar is iets. Moet nou nie hoor wat ek nie sê nie. Okay, ek sê nie moenie kerk toe kom en ek sê nie moenie tyd maak met die Here en moenie jou worship musiek in die kar aan sit nie. Dis special. Okay, maar dis nie die enigste tyd of die Here is nie beperk aan daai spasie van jou lewe nie. Nee, die Here wil nie hê jy moet so nou en dan opdaag en hierdie regte goeders ingepak in jou tas en sê hier's ek nou en ek kuier vir die volgende 2 weke by U nie. Of ek kuier vandag vir hierdie uur by U nie. Jesus wil iets van die tasmentaliteit waarop partymal is by ons. Wil hy kom skuif. Want ons kuier nie by die Here nie, ons woon in die habitat van sy heerlikheid. Ek gaan dit vir jou aanpak en ons is in die boek van Johannes in hierdie reeks doen 'n studie bietjie in Johannes en vanoggend is Johannes 17. Nou as jy nog nie Johannes 17 gelees het nie of lanklaas gelees het, gaan klim weer 'n bietjie daarin. Dis een van die mooiste gedeeltes, dis een van die mees intiemste oomblikke in die hele Bybel. Want dis die langste opgetekende gebed van Jesus waar hy intiem besig is om met sy Vader te praat en Jesus het net so 'n manier gehad om te bid en in die gesprek tussen hom en die Vader kan ons vir eeue lank besig hou, hoe ons net daarby kan stil sit en dis hierdie intieme oomblik en in sy gebed bid hy vir jou. Ek weet nie of jy weet dat Jesus vir jou gebid het nie, maar in hierdie gebed is ek en jy's ingesluit in daai intieme oomblik en dis nie net 'n gebed wat hy bid nie, maar Jesus kom en hy kom maak eintlik vir ons iets oop van die lewe en die verhouding wat daar is tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En so as jy jou Bybel het, kan jy soontoe blaai of jy kan saam met my daar op die skerm volg. Jesus sê ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Daar bid hy vir jou. En ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees. Sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my. Sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Hierdie is diep woorde, hierdie is Jesus wat hart openbaar en hart net kom oopmaak en dis so besonder. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar Jesus herhaal homself in Johannes wanneer hy skryf en hy Jesus se gebed aanhaal, dan herhaal hy homself. Jy weet soos wat jou vrou partymal doen. As hy wil seker maak jy hoor, as hy's bekommerd of jy gaan hoor wat sy vir jou sê, so dan werk sy hom so in op 'n ander manier, sê sy eintlik dieselfde ding vir jou, jy weet, is die asblik is vol. Nê? Gaan jy die asblik uitvat nou? So die asblik is vol, is genoeg inligting dat jy weet, okay, dis nou wat die volgende moet gebeur. Maar sy wil net seker maak jy die eerste keer gehoor. Dis dalk seker vir goeie redes, dames. Ek hoor daarmee amen nie, so dis goed. Julle mans hoor die eerste keer, fantasties. Dis net ek wat sukkel. So wanneer die Bybel hierdie doen, wanneer die Bybel herhaal en vir jou weer sê, dan eintlik al wat hy doen is hy wil belangrikheid kom onderstreep. Hy wil seker wees jy hoor hierdie. Die Bybel doen dit op 'n klomp plekke en hierso in hierdie gedeelte in Johannes se dan ook en daar's 2 dinge wat ek wil uitlig vir jou wat hy kom onderstreep en die een is die woordjie ons, Vader, Seun, Heilige Gees. Hy praat van die ons en as jy laasweek gemis het, gaan kyk asseblief op die YouTube kanaal. Dis waar ek ietsie van hierdie kom oopbreek het van hierdie mooi verhouding, hierdie volmaakte verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En Jesus spreek in dit en hy's besig om 'n stuk van dit, 'n stuk van daai permanente verhouding tussen in die drie eenheid vir ons oop te kom maak en dan trek hy ons binne in dit in
as hy praat oor hierdie konsep van gedeelde heerlikheid, die heerlikheid wat U vir my gegee het ek vir hulle gegee. En wanneer ek in hierdie twee gedagtes inklim, is daar een ding wat ek eintlik by jou wil kom neersit, een ding wat ek wil hê jy moet onthou, en dis hierdie volgende, dat heerlikheid is nie 'n bestemming nie. Dis nie iewers heen waarheen ons op pad is nie, dis 'n habitat. Heerlikheid is nie bestemming nie, dis 'n habitat. Ons maak partymal die fout dat ons dink heerlikheid is iets wat eendag gaan kom. Eendag gaan realiseer wanneer ons oorstap na die hiernamaals toe, na die ander kant toe. Dan sal ons heerlikheid sien en beleef. Maar kom ek verduidelik net eers weer, sê net gou weer vir jou iets oor heerlikheid. Onthou, heerlikheid in die Nuwe Testament, in die Grieks is die woordjie doxa. Dis waar ons naam vandaan kom, doxadeia. Nee, die heerlikheid van God, doxa. In die Ou Testament in Hebreëus is dit die woord kabot. Kabot is 'n lekker woord. Hy sê gewig, is letterlik wat dit beteken, is gewig. Dis die volle gewig van wie die Here is. Hier's 'n ander manier om dit te sê, dis die som totaal. Kom, al die wiskunde onderwysers, nê, of die ex-wiskunde onderwysers. Is die som totaal van wie God is. Dink gou daaraan. Al sy heerlikheid, al sy glorie, al sy majesteit, al sy skoonheid, al die shalom wat in hom teenwoordig is, die vrede, al die Here se mag en sy alomteenwoordigheid, al sy wonder, al daai is dis wat die heerlikheid is wat geopenbaar word. En wat Jesus sê is die heerlikheid wat U vir my gee ek vir hulle. So ek trek hulle in daai heerlikheid spasie in en ons dink en ons gedagtes sê vir ons. Ek vir nou kuier ek by die Here en ek beleef dit so van tyd tot tyd. Maar eendag sal ek eintlik regtig weet wat die heerlikheid is. En daar is 'n stuk waarheid in dat ons nou ten dele ken en eendag sal ons ten volle ken. Paulus skryf dit ook. En eendag wanneer ons in die heerlikheid, die volle heerlikheid van die Here staan, is daar sekere elemente wat nie meer gaan wees nie, waarvan Openbaring skryf, soos die dood en trane en hartseer. Daar's 'n deel van dit. Maar heerlikheid word nie ietsie wat ons nou maar net, ons gaan nie weet wat dit is nie, ons gaan moet wag tot eendag nie. Want dit is nie 'n bestemming nie, dis 'n habitat. Ons jaartema is His glory, my story, sy heerlikheid, sy glorie, is my storie, dis presies waaroor hierdie gaan is. Ek leef vanuit die verstaan en die belewenis van die som totaal van wie God is, die heerlikheid van wie hy is. En dit beïnvloed en vorm eintlik my lewe. Ek kies daai woord habitat vir 'n rede. Ek's doelbewus met dit, intentioneel met dit. Want habitat is 'n bietjie anders as jou woonplek, nie jou huis waar jy bly, waar jou tas uitgepak het. Dis beter as om uit 'n tas uit te leef. Maar habitat sê iets bietjie meer. So kom ek verduidelik dit vir jou so, daar's jou huis kan enige plek in die wêreld wees. Mense verhuis Engeland toe. Hulle bly daar in Engeland en hulle is opgewonde oor die big wheel en die skoonstrate of wat ook al, jy weet, die publieke vervoer. Maar dan kom hulle agter dit reën die hele tyd. Nee, dan raak hulle super depressief. True story. Okay, hierdie maak ek op. Die mense raak actually depressief vir die weer. Hoekom? Want hulle kom uit Suid-Afrika uit, sonnige Suid-Afrika waar ons net braai en swem en rugby kyk. Okay. Sal wat ons doen. Die son skyn van Suid-Afrika, jy sê so gewoond is aan dit en dis jou natuurlike habitat en jy word skielik in hierdie ander woonplek gesit, dan beïnvloed dit jou. Hoe hierdie beter werk is, kom ek gee vir jou 'n ander illustrasie. Ek het hierdie plant van die huis af gebring. Hy het 'n natuurlike habitat. Apparently, klaarblyklik in sy natuurlike habitat is dit 'n verskriklike groot, mooi plant hierdie. Hy het sulke mooi rooi roesbruin blare. Okay, die pragtigste plant in sy natuurlike habitat. Maar hy's verplaas van sy natuurlike habitat
via Builders Warehouse in my tuin in. Okay? En dit was my taak nou om te stoei en te spook en jy moet hard werk om te probeer om hierdie plant lewendig en mooi te laat lyk en as hy 'n bietjie te veel son kry of 'n bietjie te min son of hy kry te veel water of te min water of nie die regte voedingsstowwe nie, dan is die eindresultaat eintlik maar 'n sad storie. Okay. En so habitat maak die grootste verskil. Die tuinkenner sê vir jou, jy moet probeer om sy oorspronklike habitat na te boots. Maar dan moet jy vir ChatGPT vra en jy moet Google en opsoek en lees en die ouens daar wat hom aan jou verkoop, weet ook nie altyd lekker mooi presies hoe dit moet werk nie en so al die harde werk wat ek insit of wat ek probeer insit om plante maak groei gebeur nie in sy natuurlike habitat nie. Daar's iemand wat opdag met 'n tuinslang en hom nat maak nie. Daar's niemand wat hom skuif dat hy meer son kry of minder son kry nie. Daar's niemand wat pilletjies in die grond kom druk sodat hy die regte voeding kry nie. Dis net hy floreer in sy natuurlike habitat. Nou my jou natuurlike habitat is eintlik nie sonnige Suid-Afrika nie. Alhoewel dit baie lekker is om genoeg son en dit te kan braai buite. Ons natuurlike habitat is die heerlikheid, is die teenwoordigheid van die Here. Dis waaroor ek laasweek gepreek het. As jy het gemis het, weer eens gekyk het net, is daai natuurlike habitat tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Dis die plek van waaruit ons geskep is. Ons is geskep vanuit daai liefdesverhouding tussen die drie eenheid. En in daai natuurlike habitat floreer jy. En Jesus het dit moontlik kom maak. Jy sien die Ou Testament afstand waarvan die Ou Testament praat was omdat daar 'n gebrokenheid gekom het in die verhouding tussen God en die mens as gevolg van die sonde. Maar Jesus het dit kom herstel. Hy het ons weer terugkom sit, hy het ons kom verplaas terug in ons natuurlike habitat. En hoor wat sê A.W. Tozer, hy sê we need never shout across the spaces to an absent God. He is nearer than our own soul, closer than our most secret thoughts. A.W. Tozer het Tannie Betty hoor sing, from a distance, God is watching us, nee. Sê nee, Tannie Betty, jy verstaan nie, ons het nie nodig om te skree, God is nie daar iewers ver en my gebede slaan teen die plafon vas en die Here wil my nie hoor nie, want hy's ver en hy's afwesig nie, nee, hy is nader, hy het ietsie weet, hy sê hy's nader as jou diepste geheimenis, as jou diepste denke. Paulus skryf, Efesiërs 3:12, hy sê, in hom het ons, deur ons geloof in hom, 'n seker en vrymoedige toegang tot God. In hom, in Jesus, nie as gevolg van hoeveel aandag jy gegee het, wanneer jy opgedaag het met jou tas in jou godsdienstblokkie of wêreld, of jy reg gekry het of nie reg gekry het nie, dis in Jesus het ons vrye toegang, daar's 'n stuk vrymoedigheid. Die Engels sê, boldness, we enter with boldness, ons kom met boldness na die Here toe. Janie Dekas, hy is ons leier daar in Londen, in ons Londen campus, hy sê die volgende, hy sê, vrymoedigheid is die taal van mense wat weet waar hulle behoort. As jy daai woord lees, vrymoedigheid, dis wat dit beteken, is die taal van iemand wat weet, ek hoort hierso. Miskien het jy vriende, as jy by hulle gaan kuier, is die verhoudings van so aard, jy is vrymoedig om yskas toe te stap en oop te maak. Om te kyk wat is daar vir jou 'n koeldrank in te gooi. My kinders het groot geword in die pastorie, en Jaco het sommer van kleins af, daai vrymoedigheid is ons familie. Ek sê hier van stage af ons familie, so as hy so by die mense gaan kuier, gaan maak jy yskas oop, kyk wat is daarin, en help homself. Okay, so jy het 'n sekere vrymoedigheid, maar daar's perke aan daai vrymoedigheid, stem jy saam? Nee, daar's 'n lyn, maak nie saak hoe vrymoedig jy is nie, jy trek iewers 'n streep, as sekere goed wat jy nie gaan doen nie. Dis selfs soos wanneer jy by 'n hotel inboek en jy betaal duur vir 'n hotel, dat jy baie vrymoedigheid. Jy gebruik al die koffie en al die tee wat daar is, en drink die water as dit daar in die yskas is, maar daai vrymoedigheid het perke. Jy gaan nie met jou handdoekie om jou lyf gegaan afdraf hier in die gang met die lift af en ys gaan al daar in die ysmasjien daaronder nie.
En daar's perke aan daai vrymoedigheid, maar by jou huis is jou vrymoedigheid op 'n ander vlak. Terme van hoe jy net jouself kan wees en net kan ontspan en dan in die habitat van God se teenwoordigheid is daai vrymoedigheid is volkome. Daai vrymoedigheid is volkome. Jy is absoluut liefgehê, jy is aanvaar vir wie jy is deur jou Vader. Is daar goed wat hy nog wil polish aan werk en skaaf is verseker. Soos wat ons as ouers doen met ons kinders. As ons daai snot nie as hy afvee, dan weet ons hy moenie daar wees nie, dit moenie so loop nie, maar dit beteken nie ek het hom minder lief nie. Inteendeel, hy beleef 'n stuk omgee. Wanneer ek liefde vir hom wys, die volkomenheid van vrymoedigheid is die taal van mense wat weet, dis waar ek behoort. Hierdie is waar ek hoort. Jy hoort by jou Vader. Jy hoort by die Here Jesus, jy hoort in daai verhouding saam met Heilige Gees. Die worship team, julle ouens, julle kan opkom. Ek wil hom afsluit. Is vanuit hierdie plek van vrymoedigheid in God se teenwoordigheid, hoor gou mooi. Luister gou mooi saam. Vanuit hierdie plek van sy teenwoordigheid beïnvloed dit herskep die verhoudings in jou lewe. Ek wil dit weer vir jou sê, dit herskep die verhoudings in jou lewe. Eerstens jou verhouding met die Here. Want as jy dit verstaan, as jy verstaan dat Jesus jou kom verplaas het, hy het jou gerelocate terug na jou natuurlike habitat. Dit is soos om hierdie plant te gaan vat en terug te sit in sy natuurlike habitat. En terug te staan te weet, ek hoef niks te doen nie. Ek hoef geen effort in te sit om nou hierdie plant te maak groei nie. Dis waarvoor hy geskep is, dis waar hy natuurlik gaan leef. En in jou verhouding met die Here, miskien voel jy so 'n bietjie so, miskien voel dit vir jou, jy weet, as ek doen so baie, of ek probeer so hard, maar ek maak dit nie. Ek maak dit voel my geestelike lewe lyk so. Dan wil die Here vir jou kom innooi en sê, stap net in my teenwoordigheid, en weet net, ek is by jou, elke oomblik. Elke oomblik. Al weet jy dit nie, al voel dit nie vir jou so nie, ek is daar, dit is teenwoordig. En wanneer jy dit besef, verander dit hoe jy praat met die Here. Die verhoudings rondom jou, of kom ek begin eers met jouself, jou verhouding met jouself, jy loop nie meer met daai skuld en skaamte en seer en waar dit jou heeltyd afbreek van, jy is net nie goed genoeg nie. Sê, jy is al in daai habitat van God se heerlikheid, sy teenwoordigheid en sy absolute liefde vir jou en jy floreer binne dit en jy kan daar staan en sê, hierdie is wie ek is in die Here. En dan die verhouding met die mense in jou lewens, luister, wanneer jy floreer in daai verhouding met die Here, wanneer jy in intimiteit, vanuit daai intimiteit met Vader en Seun en Heilige Gees, wanneer jy daar funksioneer, dan lyk jou verhoudings na jou man of jou vrou lyk anders, jy vergewe makliker, jy is meer diensbaar, jy soek eintlik die beste in jou maat en wil die beste uitbring, en hoe dien ek jou, dis wat natuurlik uit jou uitkom, jou kinders, jou verhouding met jou kinders lyk anders, jou verhouding met jou medemens, by kollegas by die werk, selfs die ouens wat jou kwaad maak, lyk anders. Jesus hang aan die kruis, hy sê, Here, hierdie ouens, wat hierdie aan my doen op hierdie oomblik, wat my kruisig, vergewe hulle. En uit sy mond uit kom liefde en vergifnis, en dis hoekom ek hierdie doen. Jou verhouding met jou wêreld rondom jou word beïnvloed vanuit hierdie plek van intimiteit uit. En so die takeaway wat ek wil hê jy moet prakties doen, die ding waarmee ek wil hê jy moet wegstamp, sê hierdie is wat ek gaan doen anders. So ek wil hê jy moet jou woordeskat verander. Wanneer jy worship, wanneer jy bid, wanneer jy met die Here praat, wanneer jy oor jou verhouding met die Here praat, moenie praat vanuit daai perspektief van afstand nie. Jesus het sy lewe gegee, hoor mooi wat ek vir jou sê vanoggend. Jesus het sy lewe gegee om daai afstand te kom kanselleer. Hy spreek dit in 'n oomblik, sê dit is volbring. Die
Die prys is betaal ten volle. Verander jou gebedstaal waar jy sê, Here, ek hoop U daag op. Here, waar is U? Het U van my vergeet? Here, dink U nog aan my? Ek het so diep begeerte na U teenwoordigheid. En ek verstaan waar dit vandaan kom. Ek verstaan partymal het ons 'n begeerte aan 'n fisiese manifestasie, 'n belewenis van God se teenwoordigheid, maar jy bid nie dat die Here opdaag nie. Jy bid dat jou perspektief skuif, want die Here is hier. En God is by jou. Jy begin bid en sê dankie Here vir die teenwoordigheid. Selfs al voel jy dit nie. Selfs al voel dit vir jou, dit voel vir jou of jou gebede teen die plafon vaslaan. Dit voel vir jou of die Here ernstig ver is. Dis net hoe dit vir jou voel. Die woord sê, Romeine skryf Paulus, hy sê ons het dit nodig om in ons gedagtes vernuwe te word. In jou gedagtewêreld vernuwe te word. Dis wat vir jy bid. Sê Here, dankie vir die teenwoordigheid. Die woord leer dit vir my. Die woord sê my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Heilige Gees, U is hier binne in my. U is hier binne in my. U is nie ver nie. Help my om dit te beleef in hierdie storm, in hierdie stryd, in hierdie verhouding wat nie werk nie, in hierdie ding waar ek geloof verloor het, Here, in hierdie waar dit vir my voel soos iemand wat probeer om 'n plantjie aan die lewe te bring, Here, waar dit voel asof my verhouding van dit gaan afhang in die hoeveelheid keer wat ek opdaag met my geloofstasie. Help my om die waarheid net te besef vir 'n oomblik, dat Jesus U dit klaar gedoen. Die heerlikheid wat Vader vir U gegee het, U vir my gegee. En is daai vrymoedigheid waartoe ek na U toe kom en sê, Here, ek het issues. Issues, help my met daai issues. Help my, Here. Ons het 'n sang gesing jare terug wat gesê het, the name of the Lord is a strong tower. And the righteous run into it and they are saved. Dis 'n sang wat praat van die naam van die Here wat is beskerming is in die geregverdiges. Ek en jy is geregverdig in Jesus vir wat hy gedoen het, nie wat ek en jy doen nie. Daar's iets wanneer jy daar vertoef in die habitat van wie hy is en sy heerlikheid wat dinge verander, jou perspektief verander. Daar's 'n plek waar die disippels sit in die boot en hulle verstaan nog nie hierdie nie. En die storm steek op. En hulle raak paniekerig, soos ek en jy doen wanneer moeilikheid kom. Hulle raak paniekerig en sê, Jesus, hoe kan U slaap? Dis daai afstanding. Daar sit hy en hy slaap, die meester. Hoe kan jy slaap wanneer hierdie goeters gebeur? Dis partymal hoe jy voel. Here, hoe kan jy slaap wanneer ek deur hierdie egskeiding gaan? Hoe kan jy slaap wanneer ek met die afsterwe van 'n geliefde moet stoei en met worstel? Hoe kan jy slaap wanneer die dinge by die werk nie wil uitwerk nie, wanneer ek my werk gaan verloor, wanneer finansies nie, hoe kan jy slaap? En dan staan Jesus op en hy sê, o, julle klein gelowiges. En dis wat hy volgens sê, glo en vertrou, die werk wat ek gedoen het, is volkome, ek slaap nie. Ek is by jou en ek's met jou. Ek's in hierdie storm en iewers te skuif daai verstaan. En Petrus staan op 'n kol op, nadat Jesus gekruisig is, en daar's 'n nuwe Petrus wat praat. 3000 mense kom tot bekering. En die disippels stap uit en hulle gaan bedien in die evangelie en hulle gaan plant kerke en hulle word vermoor as gevolg van dit, gemartel en doodgemaak. Maar hulle staan met 'n vrymoedigheid. Hulle sê niemand gaan ons keer. Niemand gaan ons keer. Ons het iets gesnap wat niks en niemand kan verander nie. Wil jy nie jou woordeskat verander? Oor hoe jy dink oor die Here, oor hoe jy praat oor die Here, oor hoe jy sing oor die Here. Hy's nie ver nie. Hy's hier. Kom staan saam met my op. Ons gaan 'n sang sing waar ons iets celebrate van die Here se teenwoordigheid, maar net vir ons doen. Wil ek by Jesus se gebed vir jou kom aansluit en bid, Here, ek kan preek, maar Heilige Gees, U doen 'n stuk openbaring, waar U wil vir elkeen wie ek kom sê. Die Here praat met jou vanoggend. Sê,
Vader, laat hy of sy sien, dat hulle is ingesluit. Vader, soos wat ek in U is, en U in my is hulle in ons. Ek is ingesluit. Ek bid vir elkeen hier wat staan met 'n stryd in hulle hart, elkeen wat beleef, dit voel vir my of die Here ver is, dit voel of die Here my nie ken nie, dit voel of die Here vir my vergeet het, dit voel asof ek onseker is of die Here 'n antwoord het vir hierdie uitdaging in my lewe. Here, mag ons gevoelens kom onderworpe stel en oorhandig, surrender aan U teenwoordigheid en die kragtige werking van wat U kom doen het aan die kruis en steeds besig is om te doen in die teenwoordige tyd. Dat U hier is, dat U kom om ons te omring met U liefde en die vrede en die genade en die deurbraak, U genesing op verskillende vlakke in ons lewens. Mag ons oorgee, Here, aan hierdie stuk waarheid vanoggend en vanuit daai plek wat ons natuurlike habitat is, ons hoef nie te werk om daar te kom nie. U het ons kom verplaas, Here, U het ons kom terugsit van die plek van waaruit ons gemaak is. En ek bid dat elkeen hier sal floreer. In hulle gees, in hulle denke sal floreer, in hulle emosies sal floreer. En vanuit daai plek van floreer, die probleme van hierdie lewe sal adresseer en sal aanpak. Dankie dat ons dit kan bid vanoggend. Dankie vir die teenwoordigheid wat volkome is in Jesus naam.